weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang, onthou ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. Ek groet julle vandag in die groot wonderlike naam van Jesus Christus hier by die troostdiens van Paul Johannes Ferreira. En ek gaan vra dat vir 'n oomblik dat ons net na die collage kyk wat hulle saamgestel het, so 'n bietjie van 'n herinnering van die lewe wat hy gehad het. Dankie Matilda. Wens ek kon die pyn vir jou dra. Ek wens ek kon jou seer kry wegvat. Ek wens ek kon al jou vrae antwoord. Ek wens ek kon die wêreld vir jou gee. Maar ek is net 'n mens en ek is magteloos hier op my knieë. Is my gebed. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Ek ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Hy sal jou vashou, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy's altyd by jou, al maak niks vir jou sin nie. Ek lê jou, ek lê jou by Jesus se voete neer. Dit breek my hart om jou so te sien. Ek weet dat jy dit nooit verdien. Vir elke traan wat jy huil, huil ek myne. En dan bring ek jou net weer tot voor die troon. Soos jy alleen en bang in die donker lê en wag, onthou my woorde, want dis sy belofte. Jesus se voete neer. Hy ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Hy sal jou vashou, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy's altyd by jou, sin nie. Ek lê jou, ek lê jou by Jesus se voete neer. Hy ken jou vrese, jou twyfel,
Jesus se voete neer, by Jesus se voete neer, by Jesus se voete. Ons is vandag by die troostdiens van Paul Johannes Ferreira, gebore die 1 Julie 1948, oorlede 30 Mei 2025. Ek gaan vra dat ons as gemeente gaan opstaan en same lied gaan sing, Ek sien 'n nuwe hemel kom. Kom ons staan op, dan sing ons saam volgend. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Stad Jerusalem, daar uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van die Heer. Dankie, u kan die sitplekke neem. Familie, terwyl ek vanoggend daar agter sit en ek kan vanoggend nie praat net nie van geestelike familie, ek praat van my eie biologiese familie, want Paul was my oom gewees. En die eerste herinnering wat by my opkom, was toe ons as familie daar in Kouga by die rivier gaan kamp het. Nou Felicity, ek kan daai dag onthou, Fransja was die enigste kind wat nog gebore was. En hy was 'n klein ou babietjie gewees en ons het daar by die rivier gesit en daar in die sand gespeel. En sy was so bekommerd oor die kind wat so vuil raak. Dan sy het so 'n nat lappie by haar gehad en kort sy handjies afgevee en sy gesiggie afgevee en later het Paul vir haar gesê, Felicity, los die kind, laat hy eers klaar speel, dan kan jy hom skoonmaak.
Dis nou 'n herinnering wat vanmôre by my pos gevat het, terwyl ek so agter in die kerk sit. En daar's baie van hierdie herinnerings wat ek kan onthou wat ons as familie saam gehad het. En dit is sleg dat ons mekaar net op begrafnisse sien, né? Die vraag is dat ons mekaar net op begrafnisse sien, maar ek glo dat vandag, wanneer jy ingekom het met 'n seer hart en 'n stikker hart, wil ek vir jou sê, vanmôre glo ek gaan die Here jou help, restoreer, vernuwe, nuut maak, sodat wanneer jy uitstap, jy sal weet, maak nie saak hoe jy verlang en hoe jy treur en hoe jy hartseer is nie. Die Here is die enigste een wat jou daarmee kan help. Mense kan dit nie doen nie. En daarom wil ek vanmôre met julle praat uit Psalm 23. Nou ek dink dis 'n psalm wat toe ek in die kinderkerk was, sonnaskool, moes ek dit uit my kop uit leer en moes ek dit opsê, maar ek het nooit regtig die betekenis van hierdie psalm verstaan nie. Nou vanoggend wil ek met julle wat die Here ken praat en sê hierdie psalm vanmôre is om jou te troos. Hierdie psalm is vir ons geskryf in sulke moeilike tye soos nou. En ek gaan hom vir julle lees uit die splinternuwe vertaling wat vir my so mooi is. Dit is net 'n psalm van Dawid wat sê: Die Here is my herder, daar is niks wat my ontbreek nie. Hy laat my lê in groen weivelde, na water waar rus is, lei hy my. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam. Wanneer ek loop in 'n baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want U is naby my. U stok en die staf beskerm en ondersteun my. U berei vir my 'n feesmaal voor die oë van al my vyande. U verwelkom my as 'n eregas deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. Waarlik, U goedheid en trou vergesel my al die dae van my lewe, en ek sal bly in die huis van die Here, solank as wat ek lewe. Nou familie en vriende, vanoggend is ons by mekaar gekom om te vertroos te word met die afsterwe van 'n geliefde pa, oupa, broer, oom en 'n vriend. En die plek waar ons troos kry vandag is Psalm 23. Dis die mees geliefde boek, Psalm in die Psalmboek. Dit is 'n wonderlike Psalm. Hierdie Psalm wys vir ons die beeld van 'n herder wat sy skape versorg. Nou indirek, as ons dit in hierdie beeldspraak hou, dan ons as God se kinders, hy is ons herder en ons is sy skape. En hy versorg ons en hy kyk na ons. En dit wys vir ons wat 1 Petrus 2 vers 25 vir ons sê, dat ons behoort aan hom. Want 1 Petrus 2 vers 25 sê, vroeër was julle soos verdwaalde skape, nou het God julle egter teruggebring na julle herder, die bewaker van julle lewe. Dawid was 'n skaapherder voordat hy koning geword het. En Dawid het geweet dat sy afhanklikheid van hierdie skape afhang, het van die Here afgehang. Hy kon nie die skape alleen net oppas nie. Die Here het hom gehelp met die beer en met die leeu en later met Goliat ook. En die boodskap word saamgevat in Psalm 23 vers 1 wat sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Nou kan jy miskien vanmôre sit met die vraag in jou hart en sê, ja, maar my pa is van my weg, my man is van my weg, my oom is van my weg, my oupa, my vriend is van my weg. Hoe kan jy sê, niks aan my ontbreek nie? Maar ek wil vir jou sê vanmôre, my broer en my suster, dat die pad wat Paul geloop het, gaan elkeen van ons loop. Elkeen van ons gaan op 'n plek kom waar daar iets van ons af weggevat raak, waar daar 'n verlies is, en na wie toe hardloop jy dan? Na die Here toe. Want hy sê, wanneer jy na hom toe kom, dan kom vertroos hy jou. Wanneer jy na hom toe kom, dan beskerm hy jou. Wanneer jy na hom toe kom, dan voed hy jou. Wanneer jy hom toe kom, dan tel hy jou op daar waar jy lê in hartseer en huil. En hy hou jou vas tot die dag wanneer jy jou oë toemaak en die ewige lewe saam met Jesus begin. Want dit is moet ons strewe wees terwyl ons hier op aarde is. Ek weet waar Paul is vandag, ek het hom geken, ek het sy lewe geken, ek het gehoor wat Fransjo my vertel het toe hy sy oë toegemaak het op aarde, dat hy net sy asem uitgeblaas het en oorgestap het in die ewige lewe. So ek weet, as ek streef daarna om in 'n verhouding met Jesus Christus te lewe elke dag, dan gaan ek Paul eendag weer sien.
Ek gaan nie hoef te wonder waar hy is en wat te doen nie. Ek gaan by Jesus kom en ons gaan saamstap en gesels. Ek imagine my, nou die dag toe ek hoor hy het afgesterf, toe dink ek is seker hy en my pa gesels nou groot dinge daarbo. En oupa en ouma, en al die broers en susters wat hulle vooruit gegaan het. Hulle kuier en gesels en sê, ons hoop ons gaan die ander weer sien. Want dit moet ons strewe wees, die tydelike op aarde gaan verby. Sy siel en sy gees is by die Here. Hierdie is net 'n liggaam wat agtergelaat raak, maar daar gaan 'n verheerlikte liggaam wees, wanneer ons by Jesus is. Kom ons ondersoek vandag 3 dinge rondom Psalm 23. Die eerste een is, hy gee aan ons rus en leiding. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Hy verkoop my siel. Familie, weet jy wat beteken? Dit beteken dat in jou donkerste uur, in jou slegste tyd, in die grootste plek waar jy is, as jy die Here aanroep, dan kom hy, dan stort hy die olie op jou hart uit, wat jou heel maak, wat jou rus gee. Hy verkoop jou siel. Moenie nalat om in jou moeilike tye na God toe te hardloop nie. Ons hardloop na baie ander goed toe, behalwe na die Here toe. En by baie ander plekke waar jy gaan hulp soek, gaan jy dit nie kry nie. Jy gaan net verder die afgrond ingaan. Maar wanneer jy na die Here toe hardloop en sê, Here, ek het nodig om vandag dit in my siel 'n bietjie verkoop. Ek het nodig om daar op in die groen weiveld te gaan lê. Dan kom hy en hy, sy Heilige Gees en sy salwing kom hy en hy help jou dat jy letterlik voel asof jy in sy arms is. Dit gebeur, familie. Dit het met my gebeur na my pa se dood. Ek wou nie daai oggendbegrafnis toe gaan nie, want ek was net 'n dogter wat haar pa wil gaan afskeid neem, nie die pastoor wat die mense moet troos nie. En ek onthou daai oggend toe ek opgestaan het, die aand voor ek gaan slaap, en te sê, Here, ek sien nie kans vir hierdie begrafnis nie, ek wil nie gaan nie, U moet my help, my hart is stikkend. En die volgende oggend staan ek op, en ek stap in die badkamer, en ek begin my aantrek, en ek ervaar in my gees, want God is gees, wanneer hy met ons praat. Ek ervaar in my gees iets het gebeur. En ek voel daai stikkende hartseer gevoel wat ek gehad het, is weg. En die volgende oomblik hoor ek my pa lag. En die Here sê vir my, hy is veilig hier by my. Gaan jy aan met wat hy vir jou gesê het om te doen? En voor my pa dood was het, hy vir my gesê, maak nie saak wat met my gebeur of met wat mense sê nie, jy gaan aan en vervul die bediening wat op jou lewe is. En ek wil vir julle seuns vanmôre sê, en dogters sê, en kleinkinders sê, dit maak nie saak dat julle vandag hier staan, en julle moet afskeid neem van Paul Finani, gaan aan met wat in julle hand is, en gaan werk wat julle moet doen, en doen wat julle moet doen, tot eer van die naam van die Here. En tot eer van dit wat hy julle geleer het. Moenie dit nalat nie. Moenie sê, maar my pa is dood en nou gaan ek in hoopie sit nie. Nee, dis nie wat Paulus sou wou gehad het nie. Paulus sou wou gehad het dat julle na die Here toe hardloop vir julle rus en julle vrede, maar elke dag opstaan en doen dit wat julle moet doen. Dis hoe julle groot gemaak het. Die Here self en hy alleen, wat in elkeen van al ons behoeftes voorsien, spesifiek ons liggaamlike behoeftes. Hy voorsien die nodige water, 'n plek van rus in ons lewe. In sy voorsienigheid, luister mooi, gee hy ons alles wat ons nodig het, nie wat ons begeer nie. Baie van die goed wat ons begeer en wat ons voorbid, het ons eintlik nie nodig nie. En wanneer ons dit gaan kry, gaan dit vir ons skade veroorsaak, nie rus nie. Nie 'n verkoeking van jou siel nie, dit gaan vir jou stres en angs veroorsaak, want jy moes dit nie gehad het nie. Wanneer ons bid, moet ons sê, Here, in daai plek van rus wat U ons inlei, in daai groen weivelde waar U ons neerlê, gee vir ons wat ons nodig het, nie wat ons begeer nie. Dan bid jy volgens die wil van God. Die Here het nog al die jare en Paul en sy familie se liggaamlike behoeftes voorsien. Maar soos vandag, wanneer ons worstel met hartseer en verlies, hy kan dit ook vir jou voorsien, daar is in vrede. Dis die herder wat hy is.
Die tweede ding wat ons na kyk is, hy beskerm ons teen gevare en vyande. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Ons is nou in daai dal van doodskaduwee. Dis nie lekker nie. Dis hartseer, dis sleg. Maar hy sê vir ons, omdat ek God is ek daar saam met jou. Hy het geweet van hierdie dag. En hy was al reeds daar toe julle by daai dag aankom. En daarom sê hy vanoggend vir julle as familie, ek is julle God. Ek sal julle vertroos, ek sal julle lei, ek sal julle help. Moenie bang wees nie. Moenie angstig rondkyk nie. Moenie wonder wat ons gaan doen nie. Kyk na my en ek lei jou. Die herder is altyd met hulle. Dawid het selfs as magtige koning besef, hy kan nie sonder die hulp van die Here klaarkom nie. As jy nou vir jouself 'n guns wil doen, gaan lees 'n paar van die psalms waar hy gesê het, hulle agtervolg my Here, hulle jaag my Here, ek weet nie meer wat om te doen nie, maar hy sê in die psalms, ek sal na U toe kom, want my rus vind ek net by U. Ek weet dat baie van u sit vanoggend met die bekommernis in die agterkop van Goodyear wat gaan toemaak. Maar ek wil vanmôre vir u sê, as ons God aangryp vir hierdie saak, dan gaan hy daarna anders lyk. Ons hoef dit nie te aanvaar nie, ons hoef nie te dink dis die einde nie. God is still the God of the impossible. Hy is nog steeds die Here wat 'n saak kan vat en hom kan draai na iets beters as wat ek en jy gedink het. Moenie negatief praat nie, moenie moed verloor nie. Gaan na Psalm 23. Die Here sê, ek is jou herder en niks sal jou ontbreek nie. Gee jou finansies vir hom, gee jou werk vir hom, gee jou huwelik vir hom, gee jou lewe vir hom, gee jou kinders vir hom, gee jou vriende vir hom. En ek sê vir jou vandag, my familie, julle sal getuig van wat God kan doen. Maar ons moet dit begin spreek, want die woord is lewe. As ons praat van al die slegte goed, wat doen ons spreek dood. Spreek die woord van God, en dan kyk jy hoe die lewe daar uitkom. Die derde gedeelte is, Johannes sê vir ons, in Johannes 11 vers 28 staan daar, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape en ek sal hulle die ewige lewe gee en hulle sal nooit verlore gaan nie tot in ewigheid en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dis die belangrike ding wat ons vandag moet onthou. Paul, hoor nie hierdie boodskap wat ek nou preek nie. Sy lewe op aarde is verby, hy is by Jesus. Maar u wat voor my sit, moet vandag die keuse maak en sê, gaan ek so lewe dat ek hom eendag weer kan sien? Of gaan ek net maak soos wat ek wil en goddeloos aangaan? Want ons dink ons kan maak soos wat ek wil, die genade van die Here is te groot. Maar familie, ek sê vanmôre vir julle, die Bybel sê vir ons reguit, niemand kan na die Vader behalwe deur die Seun nie. As daar nie 'n dag van wedergeboorte in jou lewe was nie, gaan jy nie die ewige lewe beerf nie, jy gaan hel toe. En as jy van my verskil, is jy welkom om my te kom sien na die tyd, ek sal dit vir jou in die woord wys. Maar vanmôre sê die herder, as jy my ken, en ek ken jou, dan sal jy in ewigheid nooit sterf, en jy stap net oor van die aarde af, na die ewige lewe toe. Ons weet, daar sal altyd, as jy kind van God is, geestelike gevare en fisiese gevare in die lewe wees. Ons is nie vrygespreek daarvan nie. Maar Jesus self sê, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin, en ek sal julle help, terwyl julle nog in die wêreld is. Want ek is die goeie herder, dis Jesus se woorde. Ons as sy skaap is 'n ewige gemeenskap met die Here. Daar staan in Psalm 23 vers 1 tot 6, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Jy kan so agter jou kyk, dan sien jy goedheid en guns volg jou as jy kind van God is. En die lekkerte van goedheid en guns is, dit gaan jou partykeer verby en dit gaan voor jou uit. Dan maak die paaie vir jou gelyk en kom jy daar en sê jy, hier's goedheid en guns voor my. Goedheid en guns het jou verby gegaan. Dis die woord van God wat dit sê. Ek hoef nie net te sê, die moeilikheid agtervolg, maar die moeilikheid agtervolg jou net as jy so dink. Maar God se woord sê, die goedheid en guns agtervolg jou.
Goedheid en guns is die sleutel troostwoorde. God se ewige verbondstrou, sy ewige liefde vir sy begenadigde uitverkore kinders in Jesus Christus. Ek sê weer, jy kan na die Vader deur die Seun. Jy moet Jesus aanneem om by die Vader te kan uitkom. Dan geld hierdie verbond vir jou. Jy kan nie net maak soos wat jy wil en leef soos wat jy wil nie. Die herder van al sy skape beloof niks sal ons ooit kort kom nie. Hoekom nie? Omdat ons goed is? Nee, omdat God so goed en gunstig is vir sy kinders in Christus. En in alles voorsien na liggaam en siel, in lewe en sterwe om sy naam ontval. Ek wil vir u 'n voorbeeld weergee uit my eie lewe uit. Ek onthou, toe my pa destyds geboord is, het hy gegaan en vir die Here gesê, Here, ek kan nie op pensioen gaan nie. Die pensioen wat nou gaan uitbetaal is nie genoeg om vir my vrou en my kinders te sorg nie. Wat gaan ek maak, Here? Ek kan nie. En die Here het vir my pa gevra, wie is jou voorsiener? Wie was nog al die jare jou voorsiener? En my pa het vir die Here gesê, Here, u. En die Here sê vir hom, so sal ek altyd jou gesin se voorsiener wees. Gaan skryf hierdie brief, soos ek vir jou sê. En my pa het daai brief gaan skryf. My pa het afgetree, en tot vandag toe, en my ma is hier nie gehoor, was daar nog nooit 'n gebrek in ons huis gewees nie. Nooit nie. Nooit nie. Selfs na my pa se dood kan my ma nog elke dag lewe, en met genoeg. Want God is ons voorsiener. Die vraag is jy sy kind? Of ek gesond is, of baie siek soos Paul was voordat hy gesterf het. Nou moet ons wat nog lewe in 'n dal van doodskawee, in hierdie lewe met sy gevare en vyande, die Satan, die wêreld en die grootste vyand, ons eie sonde. Nou roep ons uit, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Familie, ek ervaar in my gees dat die mense sit vanoggend wat in baie moeilike omstandighede woon. Jy het vanoggend die begrafnis van Paul kom bywoon of sy troostdiens kom bywoon, maar jy sit met verskriklike moeilike omstandighede in jou lewe. En ek wil vanmôre vir jou iets sê, en dis weer uit my eie lewe uit. Ek was op 'n plek gewees in my lewe waar ek niks gehad het nie. Ek het nie werk gehad nie, ek het nie huis gehad nie, ek het nie vervoer gehad nie, ek het nie kos gehad vir my kinders nie. En God het na my toe gekom en vir my gesê, op wie gaan jy vertrou? En ek het gesê, die Here. En vandag staan ek as die presiderende pastoor van hierdie gemeente, met 'n huis, met 'n voertuig, met 'n man, met alles wat my hart eintlik begeer. Hoekom? Want die Here is my herder. Ek sê dit nie om by jou te brag nie, ek sê dit om vir jou 'n voorbeeld te wees. Vertrou op God vir die onmoontlike. Vertrou op God om jou kronkelpaaie vir jou gelyk te maak. Vertrou op God om jou seer weg te vat. Hou op vashou aan die verlede wat jou rondsleep en wat jy ronddra. Vergewe, spreek vry en begin 'n nuwe lewe met Jesus Christus. Ons kan nie aanhou met onvergewensgesindheid in ons harte rondloop nie, want dan kan jy nie sê die Here is jou herder nie. Ons lewe moet wees in lyn met die woord van God. Dan kan ons sê, die Here is ons herder, en Psalm 23 word iets nuuts vir jou. Ek hoop dat jy vanoggend iets geleer het uit Psalm 23 uit, en dat dit jou so 'n bietjie aan die hart wat in jou iets gee om aan te dink, dat jy kan besef, die Here is jou herder. Ek wil bid, maar voordat ek bid, wil ek vra dat almal net hulle oë sluit vir 'n oomblik. As jy vanoggend hier sit en jy weet, jy was nog nooit deur die Seun na die Vader nie, of jy teruggeval en afgewyk en ander paaie begin loop, wil ek vir jou hierdie geleentheid gee. Ek gaan jou vra net om jou hand op te steek en te laat sak voor ek bid. Vanoggend is jou kans om jou saak weer reg te maak met die Here, sodat jy vir Paul kan sien wat in die ewigheid lewe. Is daar enigiemand wat vanmôre sê, sluit my by die gebed en lig net jou hand op en laat dit sak. Baie dankie, ek sien hande opgaan. Baie dankie, baie dankie. Is daar nog 'n laaste kans? Baie dankie. Ek sien. Nou daar waar jy is, dit is so maklik om dit te doen. Niemand het nodig om vir jou hande op te lê en vir jou te bid nie. Jy moet dit met die Here regmaak. Jy moet net in jou gedagtes en jou hart sê, Here, asseblief help my. Vergewe my en help my om weer in lyn te kom. Kom ons bid saam. Hemel Vader,
Baie dankie dat ons vanoggend kon stil staan by u woord en baie dankie vir dit wat ons uit Psalm 23 weer uit kom leer, dat die Here is ons herder en niks sal ons ontbreek nie. Maar dat ons in lyn moet kom met die woord van God waar ons kan sê, ek ken die stem van die herder en die herder ken my, sy skaap se stem, want dan kan ons u volg en u lei ons. Deur 'n dal van doodskaduwee, deur moeilikheid, deur slegte tye, deur goeie tye, deur valleie bo oor berge, maar ons moet net die herder bly volg. Here, elke persoon wat vanmôre hand opgesteek het, kom sit ek voor die troon neer en ek vra Vader dat die Heilige Gees in hulle harte sal werk, by hulle sal stil staan, dat hulle sal luister en sal hoor wat die Heilige Gees sê, maar nie net hoor nie, Here, daders sal word van die woord van God, dat hulle sal aanstap en bystap en aanhou stap, totdat hulle ook in die ewigheid inkom. Dankie daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Ek gaan vra dat ons gaan opstaan en dan sing ons as gemeente saam Amazing Grace. Kom ons staan almal op, dankie Matilda. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils and snares, I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Hallelujah. Thank you, Jesus. Baie dankie, u kan die sitplekke neem.
Ons gaan die volgende nou doen, ek gaan die begrafnisbriefies lees, en daarna gaan ek die bedankings doen, en na dit gaan die familie vir ons die kersseremonie doen, en dan, wanneer die kus uitgaan, wil ek vra dat die almal asseblief uit sal beweeg, tot by die lijksma, waar ek 'n laaste woord van bemoediging en 'n gebed gaan gee, en daarna is jy welkom om almal op te gaan met die trappies daar agter, vir koffie en tee en 'n eetding, maar ek wil begin met die begrafnisbriefies van die Ferreiras. Liefste pa, jy was vir 46 jaar my rots. Ek sal altyd baie keer as ek by die huis kom van 'n jagtrippie, dan staan jou oranje bakkie voor my huis as ek stop, en as hy nie daar was as ek stop nie, het ek altyd gebel om te hoor waar jy is. Ek voel nou baie alleen in die wêreld. Pa, los 'n groot leemte, maar ek weet pa is nou op 'n beter plek en vry van die pyn. Ek beloof om goed na ma te kyk en sal pa nie teleurstel nie. En Jesus het besef hy het pa nou meer nodig as ek. Papa word klaar baie gemis. Groete, Mario. Liefste oupa, jy het my altyd gevra of daar iets het om te sê. Oupa het altyd gevra hoe gaan dit met die meisies. Ek nooit regtig 'n antwoord gehad nie. Gaan oupa baie mis, Dante. My geliefde pa, ons gaan pa baie mis, en pa het ons 4 seuns baie geleer en gewys deur die jare. Liewe Jesus het pa kom haal om aan sy voete te kom sit. Ons gaan pa mis en los 'n groot leemte in ons harte. Pa sal altyd en ewig in ons gedagtes wees. Groete, Ricardo. Laat die trane die pyn wegwas, die herinneringe in jou hand vat en al die dae van gister jou wys, hoe ek jou vir ewig en altyd sal onthou. Al loop ek vandag die eerste keer, sonder jou weet ek dat nog 'n engel huis toe is. Liefde en groete, Morney. It makes me sad that Oupa won't be here with us anymore, but I know you will always be here in spirit. Hoe mis je Oupa, Melanie Rose. My liefste man, jou plekkie leeg langs my, maar ek weet waar jy nou is. Geen pyn. Dankie vir die 49 jaar se getroude lewe. Dankie vir die goeie man en pa wat jy vir ons 4 seuns was. Vlieg hoog my man tot ons weer ontmoet. Van jou vrou, Felicity. Ek mis ons, ek het jou lief, ek is trots daarop om pa se seun te wees. En ek dank die Here elke dag vir die voorbeeld wat pa vir my was, en sal altyd lief wees vir jou pa. Vir altyd in my hart, François. We were grateful to have you in our life, and we will cherish our memories with you, and we will wish you farewell. François Ferreira Jr. Ek gaan oupa baie mis, maar ek weet oupa is in 'n goeie plek. Ek gaan oupa se klimheid bly. Ek gaan oupa se sjokolade mis, Mia. Beautiful. Ek het gesien toe die collage gespeel het vanoggend, hoe julle na die herinneringe kyk en hoe van julle geglimlag het oor die herinneringe. Nou ek wil vir julle as familie sê, dit is seer, dit is nie lekker nie. Niemand kan dit uitredeneer nie. Maar onthou die mooi herinneringe. Onthou die goeie tye en hou vas aan mekaar. Julle is nou mekaar se ondersteuningsnetwerk. Julle seuns moet mooi na julle ma kyk. Ek gaan julle dophou. Ek weet wat julle bly. Dit is belangrik dat julle haar nou ondersteun en mooi nakyk. Want vir jare was sy en Paul so by mekaar gewees, altyd onafskeidbaar. En nou gaan hy vir julle verwag om na haar te kyk. Ek wil die bedankings vir julle lees. Eerstens wil ek vir die Here dankie sê dat hy ons pa, man en oupa so lank vir ons gespaar het. Baie dankie vir Apfop dat ons pa met soveel laaste respek hanteer het en dat hulle die reëlings maak so maklik gemaak het vir ons. Dankie vir familie en vriende wat van ver gekom het. Dankie vir elke SMS, WhatsApp en telefoonoproep, ons waardeer dit opreg. Verlofvoor, dankie dat julle deure oopgemaak het vir ons. Baie dankie vir Wayne en Fanny dat julle ons ma by die huis gehelp het met ons pa wanneer dit nodig was. Baie dankie vir elke kind wat gehelp het. Mario, dat jy ma gehelp het met al die reëlings.
Ricardo, dat jy al soveel jare help en daar was en is vir ma en pa. Morney vir die maak van die kussie, baie spesiaal. Jolanda en Carmen vir die maak van die eetgoedjies. Franco, dat jy elke keer jou werk net so gelos het, as ons jou nodig gehad het. Dat jy daar was tot op die einde. Dankie vir elkeen, dit word waardeer. Soos ek nou net gesê het, julle moet mekaar so ondersteuningsnetwerk wees. Julle moet vir mekaar liefde gee en omgee. En onthou altyd, net soos wat Lofvoort se deur oopgestaan het vir die troostdiens, net soos dan Lofvoort se deur oop vir enigeen van julle, as dit vir julle te veel raak en julle met my kom praat, asseblief maak 'n afspraak met my. Of sê vir my, kom huis toe, ek kom sien julle daar. Niks is te veel nie, hoor, ons moet mekaar dra. Lionel, kan jy net gou hier na my toe kom asseblief vir 'n oomblik? Ek gaan vra dat ons die Kersseremonie nou sal voltooi en dan na die Kersseremonie sal die volgende draers uitgaan. Monroe Slabbert, sisterskind, Andries Gerber, sisterskind, Bela Ferreira skoondogter, Carmen Ferreira skoondogter, Jolanda Ferreira skoondogter en Franco Ferreira kleinseun. Ons gaan die klein kersie aansteek en dan gaan ek vir die familie vra, soos julle gereël het, Felicity, dat julle vorentoe sal kom en die klein kers sal doodblaas. En dan steek julle die groot kers aan, wat sy lewe in die hiernamaals herdenk. Die klein kersie sê, wanneer ons moet doodblaas, sy lewe op aarde is verby. Maar, die langste tyd van sy lewe begin nou in die ewigheid. Daar waar ons hom weer gaan ontmoet en waarom ons saam met hom onder die vrugtebome gaan sit. En dalk by die byekorwe saam met hom gaan gesels. Nee, ek is seker uit daar gaan kyk wat dit is. Ek gaan vra dat julle vorentoe sal kom en dit kan doen asseblief, Felicity. François, gaan jy by haar kom staan? Gaan julle seuns by haar kom staan? Jy blaas daai kersie dood en dan steek julle daai een vir my aan, asseblief. Okay. Baie dankie. En wanneer julle by die deur uitstap vandag en dit moeilik is dat buite, onthou jy daai kersie van die ewige lewe brand. En ons gaan vir Paul weer eendag sien. Ek gaan vra dat die draers wat se name ek gelees het vorentoe sal kom en dat ons met die kus weer sal uitgaan en dan ontmoet jy my buitekant by die lijkswa waar ons 'n laaste woord gaan gee en 'n gebed gaan doen en waar ons finaal gaan afskeid neem. Baie dankie. Sal die gemeente asseblief opstaan wanneer hulle uitbeweeg met die kus? We come on this loop, John B., my grandfather.